in die hok en daar sê 3 bloues. Hy sê, seun, jy kan enige kleur kies, maar blou is bietjie moeilik. Ek gaan regtig sukkel om al hierdie budgies rond te jaag en vir jou 'n blouetjie te vang. Hy sê, oom, ek betaal vir oom vir daai budgie, wat my pa die skape voorverkoop. Ek so bly Christian is hier, so hy sal die grappie ook geniet. Maar die plaasboer probeer, en hy probeer, en naderhand is dit 1 uur, en naderhand is dit 2 uur, en die sweet tap hom af. En die wenseel gryp hy daai blou budgie, en hy het hom. En hy stap so uit na die seentjie, hy sê, seentjie, hier is jou blou budgie. En daai seentjie is so opgewonde, hy spring op en af. En hy sê, so hoeveel betaal jou pa vir die skaap? Hy sê, oom, ons met daai budgie weeg. Amen. Dit is maar partykeer moeilik as ons deur die lewe gaan. Ons dink baie keer ons kry dinge en as ons iets kry, dan is dit dalk nie wat ons wou voor gehad het nie. So die oompie het gesoek vir die dierskaap se prys, toe kry die budgie se gewig. Nou vanoggend wil ek weer aangaan, want ek wil julle nie net daar los nie. Weet, laasweek het ek met baie mense hulle harte oopgemaak en ons het gepraat oor verwerping en ek het met die gedeel oor my eie lewe in die sin van verwerping. Maar ek wil nie daar los nie. Amen. Ek voel net ek wil graag vanoggend dit afsluit oor verwerping. Ek het laasweek die van die wat dit dalk gesien het, wat die diens bygewoon het ons gepraat oor verwerping. En hoe elkeen van ons in ons lewe verwerping ervaar. Amen. Maar ek wil nie daar los nie. Prys hom. Jesus het sy disippels gestuur en gesê, julle gaan verwerping ervaar. En hy het gesê wat ons alles moet doen. Die van die wat die preek dalk gemis het. Nou, vanoggend wil ek graag 'n bietjie stil staan by wat het die Here Jesus Christus gedoen oor verwerping. Jy sien, dit is baie maklik vir ons om te verstaan dat die Here Jesus Christus moes ook verwerping ervaar het, want hy was tog deur Maria gebore, nie soos ons normale mense nie, maar ook dat hy gesterf het aan die kruis en dat hy opgestaan het en daar is verwerping aan die Here Jesus Christus verbonde. Ek dink wanneer ons dink aan sy lewe, dan dink ons konstant aan die verwerping. Maar ek en jy moet ook vanoggend verstaan dat hy was God, maar hy was sowel mens soos ek en jy. So hy het dinge ervaar soos wat ek en jy as kind van God ervaar. En ek dink een van hierdie dinge wat ons dan ervaar as kinders van die Here is verwerping. Amen. So daar is niks hom beter gemaak as ek en jy wanneer ons praat van verwerping nie. Want verwerping is deel van ons lewe. En Jesus ervaar hierdie verwerping. En ek is so opgewonde, want jy weet ons hierdie laaste liedjie sing is asof die Here net die kombers oor ons trek, oor waarmee ons besig is en wat ons doen. Gewoonlik pastoor Kelvin weet nie waaroor ek gaan preek nie, want ek voel altyd die Here moet dit bevestig wat ons doen as 'n gemeente. Amen. Net soos wat hy moet hoor van die Here en u moet baie keer luister ek wanneer u bid. Dis hoekom ek vir mense vra om te bid voor die diens, want ek wil hoor wat die Gees van die Here vir die gemeente sê. Amen. Want ek moet in lyn wees met God se woord en God se begeerte. Amen. Daarom sê ek altyd vir ek vat dit nie ligtelik om hier op te stap nie, want ek moet ook hoor by die Here. Amen. Ek dink dis die grootste frustrasie soms is dat 'n ou kan oploop en ons kan julle entertain en ons kan baie dinge sê oor die woord van die Here, maar dit is so belangrik dat ons moet hoor by die Here wat die Gees van God vir die gemeente sê, vir die tyd en die uur. Amen. So jy moet altyd vir my bid dat ek in daardie posisie sal wees en dat ek hierdie platform nooit sal gebruik om iemand aan te val. Amen. So asseblief bid vir my ook. Dat die Here vir my die wysheid sal gee, want ek wil nooit hierdie platform gebruik net om my eie teologie en my eie gedagtes te deel nie, maar dit wat die Here vir ons as 'n gemeente wil sê. Amen. Soos net wat hy vir u praat hy met my. So ek is baie opgewonde. En Jesus ervaar iets in sy lewe wat hy Markus 3 vir ons vertel. Nou ek gaan sekere gedeeltes uitlees. Jy het daarom die notas voor hier. Nou hoor wat sê hy. Hy sê en hulle het in die huis ingegaan en die skare het weer saamgekom sodat hulle self nie brood kon eet nie. Nou moet jy verstaan, hierdie huis is so vol, want daar's net skare om hom. So nou wil dit nie eens plek om te sit en eet nie, so baie mense is in hierdie huis. Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy's buite sy sinne. Nou wil ek jy moet dit verstaan, wie is hierdie mense? Dis sy broers en sy susters en sy ma, wat hierdie dinge van hom sê. Ek wil jy moet dit verstaan, die mense wat hom moes ge-encourage het,
Die mense wat met vir hom gesê het, jy's great, jy's wonderful, ek soek 'n prentjie daar teen jou muur, kom ons neem 'n foto, want jy's tog die wonderlikste kind wat ons het. Jy's so slim, kyk al hierdie mense wat jou volg, wat sê sy eie mense vir hom? Jy's van jou sinne af. Ons het gekom om jou te vat, want jy is 'n disgrace, jy hoort nie hier nie. Jy's sleg man, jy's useless. Hoe kan jy al hierdie dinge sê? Jy moet verstaan in daardie tyd, sit Jesus daar en hy deel met die manne en vroue, en hy bid en hy doen wat hy moet doen, en ewe skielik stap sy eie familie, en hulle soek hom, want hulle wil hom wegvat. Sy eie familie. En of dit nou nie genoeg is nie, kom ons lees aan. Hy sê, toe sy mense dit hoor, vers 21, hoor gaan hulle my toch uit in die hande te kry. Nou soek hulle hom. Kyk, as hulle hom gekry het, ek dink, dankbaar die kamer was vol. Want as hy buite gestaan het, het hulle miskien aan die voete gegryp en gesleep. Dis wat die vers sê, hulle was op soek na hom. Hulle wil hierdie Jesus sommer verwyder. Hy's 'n skande vir ons familie. En baie keer hartseer in die lewe ervaar ons dieselfde, soos die Here Jesus Christus. Want die familie wil niks met ons te doen het nie. Die familie wil nie eens van ons weet nie. Hulle bel jou nie eers nie. Nou of dit nou nie genoeg is nie, en die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê hy het Beelzebul, en deur die owerste van die duiwels dryf hy duiwels uit. Nou wil ek hê, die skrifgeleerde, die manne en vroue wat die gemeenskap na opkom, daai dominees en daai pastore, hulle sê Jesus is sommer besete. Kan jy dit glo hoe die erg die verwerping wat Jesus moes ervaar het? In dieselfde gebou word hy van sy ma en pa en die familie wat daar buite is, en aan die een kant hoor hy hierdie fariseërs en sadduseërs, die skrifgeleerdes wat die woord van God moet ken, wil hom kom uithaal. Hy is sleg. Dis die verwerping wat die Here Jesus Christus ervaar het op een oomblik. Sien wat so wonderlik vir my en u is as kind van die Here, is dat die Here wil vir ons vanoggend sê, hoe moet ek met hierdie verwerping in my lewe deel? Hoe kan ek net 'n tree vorentoe gaan en aangaan met my lewe? Ek dink dis die grootste vraag, want soveel ons hou ons altyd staande by verwerping. Weet, dis amper soos ek gehoor het van een van die tannies vanoggend. Ek onthou in die verkeersafdeling een keer, toe sê hulle vir my, ek het 'n baie groot job om te doen vandag. Nou ongelukkig my album is baie ver, maar ek sal dit op iets sit. Ek wil dit nie op Facebook sit nie. Maar nou sê hulle vir my, Johan, nou is ek 'n Bybelstudent, man. Preek en ek deel, maar nou is ek in die verkeersafdeling. En die manne wil nou 'n triek op my trek. Hulle sê ons het 'n wonderlike werk vir jou, baie belangrik. Dis amper soos om die burgemeester te vervoer. En dan sê ons gaan na skool toe. Nou weet ek nie veel nie. Ek klim saam met die soep in en ek ry en hy sê vir my, "Jong, ons het 'n baie belangrike taak vandag. Ons gaan na hierdie skool toe. Ek dink jong, miskien gaan ek die opening doen. Miskien is dit nou my geleentheid om hier in my verkeersafdeling baie keer met al die badges te staan en hierdie skool te vertel van die Here Jesus Christus." En ons kom maar by die boet en hy maak die boet oop. En wat sal ek daar kry? Daantjie kat. Die van die ooit wat op skool was, weet van daantjie kat. Né? Hy sê, jy moet dit aantrek. Ek sê, wat? Jy seriously, ek met my badges en al die goed, en ek is 'n pastoor, ek moet daantjie kat aantrek. Maar jy weet, jy doen maar wat jy soek vir jou sê om te doen, en ek trek uit daantjie kat, en nou staan, ek onthou dit ons nog by Centurion, by Weerla Park, ek moet daai kleintjies gaan leer van skoolreëls. En ons staan daar by die pad en ek sê, so hoekom ons oor hierdie pad? Ek sê, kyk eers regs, dan kyk jy links, vir die wat nie weet nie, miskien het jy dit al vergeet, jy kyk eers regs, dan kyk jy links, dan kyk jy weer regs, dan kyk jy links, en dan stap jy oor, en al hierdie kindertjies volg my. En net so, my broers en susters, moet ons omgaan met die woord van die Here. Want jy sien, jy kan nie net kyk na een skrif nie, jy moet kyk wat voor is, en wat regs is. Want dit is altyd binne in konteks. Amen. So dit is wonderlik om te weet dat wanneer jy 'n bietjie vorentoe gaan in vers 13, sê hy dat die mense wat saam met hom, sy disippels, daar is mense saam met hom. Nou wil ek vanoggend vir u sê, dit is wat ek en u dan leer as kind van die Here. Hoe om nie te
reageer nie. Wat het Jesus Christus nie gedoen nie? En die eerste ding wat hy nie gedoen het nie, is hy het nie teruggestaan nie. Die grootste ding wanneer ek en die verwerping in ons lewe ervaar, is om nie terug te tree nie. Amen. Jesus het in geen omstandighede teruggetree nie. Soveel van ons, wanneer ons verwerping of iets in ons lewe ervaar, is die eerste ding wat ons doen, is ons tree terug. Ons wil niks weet nie, ons wil niks sien nie, ons wil niks sien. En ek het vir laas Sondag gesê, dit maak ons lam as kinders van die Here. En die Here Jesus Christus staan waar hy staan. En hy retireer nie. Hy retireer nie. Die volgende ding wat hy nie doen nie, is dat Jesus val nie die mense aan nie. Ek dink dit is soms die hartseerste ding, wanneer mense verwerp word, dan is ons eerste neiging om ander mense aan te val. Is dit nie so nie? Maar ek vind nie Jesus doen dit nie. Jesus is nie besig om te sê, jy is so sleg, jy is dit, my ma's dit, my pa's dit. Ons is so geneig dat wanneer ons hierdie verwerping in ons lewe ervaar, om op te staan en onsself te verdedig. Is dit nie so nie? Want weet jy wat gebeur? Seer bring seer. Seer maak seer. Soveel keer wanneer mense jou te nagekom het, is daar een gedagte in jou lewe, en dit is om hulle te na te kom. Om hulle seer te maak. En dis een van die dinge wat die Here Jesus Christus nie doen nie. Hy sê, gaan nie teruggaan nie. Ek gaan nie net agteruitval nie. Hy sê, dan gaan ek ook nie retireer nie. Beteken ek gaan nie net aanval nie. Dis my so wonderlik van die Here Jesus Christus se voorbeeld vir my en vir jou. Hy gaan aan en hy sê die volgende, en ek wil hê jy moet verstaan dat vers 31 en 32 is deel van hierdie gesprek. En hy sê die volgende, sy broers en sy moeders het na hom toe gekom, en terwyl hulle daar buite staan, stuur hulle om hom te roep. Hulle soek hom. Gaan hy? Hy kom. Hy staan waar hy staan. Die grootste ding van verwerping, my broers en susters, is dat ek en jy as kind van God sal leer om te doen wat die Here Jesus Christus gedoen het. Soms is dit baie moeilik vir ons as kinders van die Here. Hy gaan aan en hy sê, en die skare het rondom hom gesit, en toe sê hy vir hom, u moeder en u broer soek u daar buite. En hy antwoord en hy sê vir hulle, wie is my moeder of my broer? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, daar is my moeder en my broer. Want elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Jy sien, daar is 'n verskil tussen hulle wat aan die binnekant is en hulle wat buite is. Jy sien, baie keer, my broer en suster, ervaar ons verwerping. Mense trap op ons. Mense spoeg op ons. Mense skop jou. Mense doen lelike dinge aan jou as kind van die Here. En die Here Jesus Christus sê vir my en nie, as ons sy disipel is, gaan ons dit ervaar. Gaan manne en vroue en mense jou wil verneder. Gaan hulle jou wil stil maak. Dis wanneer daai kind vir jou sê, ag, net nie weer oor kerk nie. Is dit nie so nie? Wanneer sê jy maak klaar vir kerk, ag nee, nie weer kerk. Wanneer gaan ma en pa nou oor hierdie kerk situasie kom? En so ervaar ons hierdie verwerping elke dag, want as broers en susters, daar's mense wat oor my en jou loop. Daar's manne en vroue wat ons verstoot, soos wat hulle Jesus Christus verstoot het. Maar vanoggend wil ek vir julle sê, weet jy wat het die Here Jesus Christus met hierdie verwerping gedoen? Weet jy wat het hy gedoen vir my en jou? Hy het gesê welkom. Hy het gesê welkom aan jou. Ek het verwerp geword sodat jy verwelkom kan word. Jy sien, dis die wonderlike ding van die Here Jesus Christus, is hy die prys vir my en vir jou betaal. Hy is die een wat verwerp geword het sodat ek en jy 'n plek het vanoggend om aanvaarding te kry. Om te wees op 'n plek waar hy sê, ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou.
wanneer die wêreld jou afgeskryf het, en wanneer jy nutteloos is, gooi hy die rooi mat uit van verwelkoming. En vanoggend sê hy vir jou en vir my, jy's welkom. Jy's welkom. Hoor wat sê in Johannes hoofstuk 1 vers 11 en 12. Hy sê, hy het na sy eiendom gekom, en tog na sy eie mense, hom nie aangeneem het nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek wil jy moet dit verstaan. Toe sy familie nie meer in daai seat sit saam met hulle daar binne nie. Toe hulle almal daar buite staan. Weet jy wat het Jesus gesê? Kom na my toe. Ek soek 'n familie. Wie is bereid om in hierdie plek te wees? Wie is bereid om saam met my? Is dit nie wonderlik nie? Toe die familie daar buite was besig om te verwerp en te sê hulle, hy's nou goed, kom ons haal hom. Toe worry hy nie daaroor nie. Toe staan hy daar te sê, wie saam met my? Want daar's 'n stoel wat leeg is. Daar is 'n welkom geleentheid vir die Here Jesus Christus. Want as hulle my nie wil ken nie, gaan jy my ken. Het ek plek vir jou? Dis vir my so opgewonde maak van die kerk. Jy sê, pastoor, hoekom gaan jy aan? Want daar's 'n seat wat leeg is. Daar is iemand wat gewelkom kan word met jou liefde en jou omgee, want hulle het die Here Jesus Christus nodig. Amen. Daarom is ek opgewonde. Daarom is ek opgewonde vanoggend as kind van God, want ek weet die wat verwerp is, gaan aangeneem word. En baie keer, my broer en suster, wanneer ek en jy in hierdie lewe is, dan is ons so besig om te sê, maar my familie het my verwerp. Hulle het my afgeskryf. Kan ek vanoggend vir u sê, wees soos die Here Jesus Christus. Daar is 'n nuwe familie wat hy jou wil inskryf voor. Daar is mense wat jou liefde en jou genade gaan ervaar. So ek weet nie as wie's my familie het my afgeskryf. Weet jy wat sê hy? Hoor wat sê hy? Hy sê die skare het rondom hom gesit en hulle het hom gesê, moeder en broer, hulle soek u. Hy sê antwoord te hulle sê, wie's my moeder of my broeder? Kyk rond na wie rondom my sit. En ek sê dit soveel keer vir wie vanoggend is my broer en my suster? U is. Amen. U is. Nie my sussie wat baie ver is nie. Ek ken haar omtrent nie. Maar u is welkom. U is welkom. Dis die wonderlike ding vanoggend van die Here Jesus Christus. Is dat hy kom op 'n plek en hy sê, weet jy wat, ek rol hierdie mat van welkoming uit in jou lewe, want ek wil jou ontvang, ek wil vir jou lief wees, ek wil vir jou omgee. Wow. Weet jy wat is so wonderlik oor hierdie gedagte, is dat Jesus het man en vroue gesond gemaak. Die Here Jesus Christus het die evangelie verkondig. Selfs toe hy die grootste verwerping ervaar het in sy lewe, gaan hy aan om te doen wat hy moet doen. Amen. Dit beteken ek en jy gaan nie opgee nie. Halleluja. Soveel van ons gee op. Ag, ek het nie meer lus vir hierdie ding nie. Nie die Here Jesus Christus nie. Hy het die boodskap gedeel met die wêreld, selfs so die grootste verwerping van sy eie familie en die skrifgeleerdes, het hy nog steeds aangegaan. Hoeveel net meer vir ons as kinders van die Here nie. Hoor wat sê in Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs hoofstuk 6, vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op 'n bestemde tyd die oes insamel. Hoor wat sê hy in die begin? Hy sê, laat ons dan nie moeg word nie. Moenie vanoggend dat die verwerping van die lewe en die samelewing u moeg maak nie. Hou aan en hou aan. En hou aan, al is dit hoe bitter, al is dit hoe sleg. En ek dank die Here van die kerk vanoggend, want jy kan dit nie sonder die kerk van die Here Jesus Christus doen nie. Hoor my vanoggend.
As jy vir my sê, pastoor, ek het nie die bidtier nodig nie, ek het nie 'n Bybelstudie nodig nie, dan wil ek vir jou sê, my broer en suster, jy sou op die plek waar God jou wil hê nie. Want hy sê, ons is hier binne. Jy kan nie daar buite wees nie, dan sê soos die familie daar buite. Die buite daar, mense daar buite kritiseer die hele tyd. Maar dis die kerk, hulle wat vanoggend hier is, wat vanoggend die werk van die Here voortsit. Glo my. Hy sê hulle is daar buite. Maar ons is hier binne. Amen, daar's 'n groot verskil. Baie mense sê hulle is deel van die kerk. Ek weet nie hoe kan jy deel wees van die kerk en die liggaam van die Here Jesus Christus en jy is nie in die kerk nie. Moenie vir my sê jy is 'n kind van die Here nie, want my Bybel sê hy kom vir die liggaam van die Here Jesus. Hy kom vir die bruid. Amen, nie vir Pietie nie vir Sannie nie, hy kom vir die bruid. Halleluja, daar's 'n groot verskil. Maar dis wanneer ek en hier binne saam sit en hy sê, "O, julle is my goedjies en my sis. Julle is my ouers." Wow, hoe wonderlik is dit nie? Om te weet vanoggend, ons dien 'n lewendige en heilige God, wat ons uitnooi, en hy sê, "Welkom, my kind. Welkom, ek wil hê jy moet deel wees." Halleluja, en ek dank die Here, want ek wil vir julle sê, dit maak nie saak wie die kerk los nie, ek weet daar's iemand se seat wat oop is, wat ons voor moet lief wees, wat vir ons omgee, wat op pad is. Amen. Soveel mense worry oor wie die kerk los. Laat hom gaan. Bid vir hom, stuur hom. Ek worry oor die een seat wat oop is. Want daai seat sê welkom. Amen. Amen. Daai seat sê welkom. Daai seat sê ek moet vir hom lief wees. Ek weet nie, hy's nog op pad. Amen. Halleluja. En soveel van ons worry oor die goeders buitekant ons, wat ons geen beheer oor het nie. Kan ek vanoggend weer sê, daar's broers en susters wat U nodig het. Amen. Wat U liefde nodig het, wat U omgee nodig het. Dit bring my by wat ons gesing het vanoggend. Waarop moet ek en U dan fokus as kind van die Here? Waarop moet ons fokus? Jy sien vanoggend kan jy net kyk op die verwerping, en dis al wat jy sien. Hoe mense jou te nagekom het, hoe het hulle oor jou getrap, wat hulle alles in jou gemaak het. Ons kan lyste en lyste. Ons kan boeke vol skryf van verwerping. En aan die ander kant vanoggend kan ek en jy onsself die vraag afvra: wie is met my? En ons het hierdie koortjie heel aan die einde gesing. Jy sê, pastoor, vanoggend voel ek so alleen. My broer en suster, my Bybel sê, en hy sal genoem word, Immanuel, God met my. Ek volgende weer sê, dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Hy is met jou. Hy is met jou. Of jy die grootste seer en die grootste pyn ervaar in jou lewe, hy is met jou. En ek en jy vanoggend moet besef, dat wanneer ons deur daardie verwerping van die lewe gaan, en soveel te meer as ons kinders van die Here is, die wêreld maak 'n bespotting van elke draai en elke ding wat ons doen as kinders van die Here. Hulle kan nie vinnig genoeg wees om ons uitmekaar uit te ruk nie. Ja, tog jy's 'n Christen. Nee, jy het al daai net gehoor nie. Ek dink jy's 'n kind van die Here. Kyk wat maak jy? Wat doen jy? En ons ervaar dit elke dag, hoe mense ons verwerp, meer en meer, trap op ons. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, hy verwelkom vir my en vir jou. Sy deur is nooit toe nie. Wanneer mense en vroue hom verwerp het, kom hy na my en u toe vanoggend en hy sê, ek is lief vir jou. Ek gee hom vir jou. Jy is waardevol. Jy het 'n plek vanoggend. Ek sal jou nooit verwerp nie en ek sal jou nooit verlaat. Want jy is spesiaal. Jy is my kind. Jy is deel aan die liggaam van die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy, die grootste tyd wat ek deesdae ervaar, is wanneer ons Bybelstudie het op 'n Saterdagoggend. Ek wil vir julle sê, ons huil, ons lag, ons deel. En dis vir my, dis asof die familie van die Here Jesus Christus ervaar ek soveel liefde en soveel omgee. En selfs soos op 'n Sondag as ons by mekaar kom,
om jy te kan sien en te hoor hoe raas die kerk van manne en vroue wat mekaar welkom heet en sê, Boeta, ek is bly jy is hier. En weet jy dat sommige van die mense wat hier is, dis die enigste mense wat vir hulle sê welkom. Glo my vanoggend, jy glo dit dalk nie. Maar daar's in hierdie lewe soveel eensaamheid, daar's in hierdie lewe soveel hartseer, daar's soveel verwerping. Vanoggend kan jy daarop fokus, of jy kan vanoggend fokus op wie is met my. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat die Here sê in sy woord, hy is Immanuel, God met ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U wat deur U eie familie verwerp was. Hulle wat selfs gesê het, dat hy is nie gesond nie, daar is iets fout met hom. Wat homself uit die gemeenskap uit wou uitgehaal het, want hy het hulle so teleurgestel. Selfs die skrifgeleerdes het gesê, hy is demon possessed, die ouetjie is nie lekker nie. Here, wil ek vanoggend vir U dankie sê, dat U rol die mat uit van verwelkoming. Dankie Here dat U met arms oop staan om ons te ontvang as deel van die koninkryk van die Here. Here, dankie vanoggend dat U oor ons ontferm. Dankie Here dat U U arms om ons vou en ons vanoggend besef ons hoef nie weg te hardloop nie. Here, ons besef vanoggend dat ons het nie nodig om pyn met pyn te doen. Maar Here, dankie vanoggend dat U ons as die uitgeworpen, ons wat vanoggend dalk soveel seer en soveel pyn het. Here, kom staan U by ons lewens en U rol 'n mat uit van welkom my kind. O Here, dankie vanoggend dat U ons aanneem. Here, dat U ons deel maak aan die koninkryk van die Here Jesus Christus. Miskien sit jy vanoggend hier en ek gaan jy nie vorentoe roep nie. Maar miskien wil jy deel word. Miskien is hierdie mat van welkoming vir jou vanoggend. En jy sê, pastoor, ek wil my hart vir die Here Jesus Christus gee. Ek wil deel word van hierdie familie. Sê, want Jesus was verwerp, my nog steeds dieselfde boodskap gegee van hoop en liefde, van redding. En net daar waar jy is, wil ek net vra, jy net 'n oomblik jou hand sal opsteek, sê, pastoor, ek wil deel word van hierdie gebed. Ek wil deel word van die koninkryk van die Here Jesus Christus. Ek wil hierdie welkoming van die Here Jesus Christus ervaar in my lewe. Here, U sien elke hart vanoggend. En Here, so bid ons saam as 'n gemeente en ons sê vir U dankie dat U ons sondes weg was, so ver as die ooste van die weste. Here, dankie dat U daai rooi kaap uitgooi en sê welkom. Here, wanneer die wêreld ons verstoot het, wanneer die wêreld ons afgeskryf het, ons eie familie, mense by ons werk, waar dit ook al mag wees, wil ek vir U dankie sê. Dankie dat U vir ons redding bring deur die Seun Jesus Christus. Want deur die mens is U verwerp. Niemand wou U geken het nie, maar U sterf van die kruis vir ons sonde en ons ongeregtigheid. Dankie vanoggend vir U liefde, dankie vir U genade, en dankie Here dat ons welkom kan wees in die huis van die Here. Dankie Here dat ons vandag broers en susters in die Here kan wees. Deel erfgename aan die koninkryk van die Here Jesus Christus. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Prys die naam van die Here. Amen. So gaan ons oor na die doopdiens toe. Ons het 'n Boeta vanoggend wat gedoop gaan word. Ek is altyd opgewonde as manne en vroue wil gedoop word. Weer eens ons doop nie babas nie.
ons doop gelowiges. Die Here sê in Handelinge 2 vers 38, bekeer jou en laat jou doop. Daarom kan 'n babietjie nie tot bekering kom nie, en dis ook nie besnydenis nie. Die doop vervang nie besnydenis nie. Die Here Jesus Christus was gedoop toe hy groot was. Amen. Weet nie waar kom baie teoloë met hierdie gedagte dat die doop is 'n instelling waar babas gedoop word nie. Die Bybel sê bekeer jou en laat jou doop. Amen. Dan die doop is 'n simbool van dit wat die Here Jesus Christus in ons lewe gedoen het. So ek gaan my boetie vra om vorentoe te kom. Waar is hy? Amen. Prys die Here. So wonderlik om saam met hom te kon gewees het. Besonder. Amen. Ek sommer hier langs my kom staan. Amen. Jy's nog single, né? Ja, sê ek. Hy's ook single. Amen. Dis lekker as die Here vir ons al hierdie single manne bring. Amen. So ons gaan saam met hom bid en die Here vra ook om besonder om met hom te wees ook. Amen. Ons gaan nou die preekstoel die kant toe skuif, so hier's baie meer as welkom. Ek gaan jou eerste twee vrae vra. Die eerste een is dit jou eie vrye wil, dat jy wil gedoop word. Niemand het jou geforseer nie. Jy het self besluit. Awesome. En dan van hierdie dag aan sal jy die Here dien met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Prys. Kom ons strek net ons hande uit en ons bid vir hierdie groot wonderlike naam vanoggend. Here, ons kom as 'n gemeente en ons sê vir U baie dankie. Here, dankie dat jong manne en vroue wil gehoorsaam wees aan die Here Jesus Christus. En Here, daarom is ons opgewonde oor die toekoms van die kerk. Here, as U vertoef om te kom, weet ons dat die kerk is in die hand van die Here Jesus Christus. En Here, daar is 'n generasie wat U besig is om op te rig met die evangelie van die Here Jesus Christus. En Vader, soos my boetie hier staan vanoggend, is ons gebed dat U met hom sal wees in besonder. Here, ons wil bid dat U Heilige Gees ook soos wat hy gehoorsaam is, hom sal doop met die Heilige Gees. En Here, dat U met hom sal wees op sy pad vorentoe. En Here, dat U hom sal lei en dat U hom sal leer. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen. Amen. So, ek gaan my broer Jakob vra.